optog teen geweld teen vrouens en kinders stooi die land in pers en die rekordnajager of Billy die rekordbreker, soos hy na homself verwys, Billy Cowley, stel sy vizier op nog 'n wêreldrekord in, die keer vir kanker. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuus op Pretoria FM op hierdie Vrydag. Die burgerregte organisasie Women for Change het vandag in al 9 provinsies optogte gehou, waar tydens daar 'n pleidooi aan die regering gerig is om geslagsgeweld en die moord op vrouens en kinders uit te wis. Die organisasie sê wêreldleiers kan nie oor groei en vooruitgang praat, terwyl talle vrouens elke dag vir hul lewens vrees nie. Die optoggangers het almal pers of persstrikkies gedra om hierdie werklikheid te belig. Die aktivistegroep Action Society het samenlopend met die optog en op die vooraand van die 16 dae van aktivisme veldtog, wat 25 November begin, 'n verslag oor misdaad teen kinders bekend gestel. Die verslag dui op 'n regstelsel wat besig is om ineen te stort van die voorkoming van mishandeling en misbruik tot die gehalte van ondersoeke en omkeertye van forensiese ontleding. Die data bevestig onder meer dat verkrachting die ernstigste misdryf teen kinders bly. In 2022 en 2023 is 87 uit 100 000 kinders verkrag en tussen 700 en 1000 kinders word elke jaar vermoor. Die MK-party het sy sterk teenkanting teen die naweek se G20 leiersberaad uitgespreek en gesê hy verstaan die doel van die beraad, maar glo dat Suid-Afrika eerder sy plaaslike uitdagings moet prioritiseer. Die party het veral klem gelê op die werkloosheidskrisis, sukkelende staatsinstellings, die stagnante ekonomie en ongelykheid in die land. Verskeie staatshoofde en ander afgevaardigdes is in Johannesburg byeen vir die beraad wat Sondag afgesluit word. Roetes wat vir die beraad gesluit sal word, sluit in die N1, die M1 en N12 hoofweë, asook verskeie strate in die Johannesburgse middestad. Suid-Afrika het 'n ooreenkoms om die ontginning en verwerking van minerale en metale te bevorder met die Europese Kommissie onderteken. Die hoof van die kommissie, Ursula von der Leyen, en president Cyril Ramaphosa se ooreenkoms het ten doel om nywerheidsprojekte waarby albei belang het uit te wys en dit saam te ontwikkel. Ramaphosa meen die ooreenkoms sal waarde in Suid-Afrika skep. Suid-Afrika beskik oor meer as 3/4 van die wêreld se reserwes in die platinum groep en het die grootste reserwes van mangaan en is onder die topprodusente van kroom. En die 47-jarige Billy Cowley van Pretoria het 5 jaar gelede die Guinness wêreldrekord vir die persoon wat die meeste Marmite in 1 minuut kan eet verbeter. Hy pak op die 6de Desember 'n nuwe wêreldrekord aan om geld vir kankernavorsing in te samel, nadat hy vroeër vanjaar met fase 4 kanker gediagnoseer is. Hy pak hierdie poging met 2 bekendes in die vermaaklikheidsbedryf, Anel Alexander, wat haar man James aan kanker verloor, en die sangeres Babette, wat borskanker oorwin het aan. Die ander dame is 'n 9-jarige dogtertjie Katie Hayes, wat tans 'n kankervegter is. Ek voel goed, maar ek voel sleg ook. Dit is nie die lekkerste ding om deur te gaan nie. Vandag waar ek hier sit is my kop verskriklik deur mekaar, my oë is hypersensitief. Dit is glad nie 'n lekker ding om te gaan nie, maar ek kry letterlik chemo op 'n Dinsdag en dan het ek so chemobom wat ek dan kry vir 2 dae lank, so dan kry ek tegnies 3 dae chemo. Ek vandag weer by die hospitaal gaan dat hulle dit kan uithaal, want hy word connect hier so aan my port, en heel toevallig hierdie keer was my port infected gewees, so het was nogal seer gewees, want is so lang naald dat hulle letterlik in jou bord indruk, en red infected is dit nou 'n bietjie seerder gewees, maar ek is bly positief nog steeds deur al hierdie goeders. Daar was nie een keer wat ek gedink het
ek gaan dit nie maak nie, al was ek op 'n stadium in hierdie journey in hierdie jaar bitter baie naby gewees. Ek was af na 66 kg toe gewees. Waar ek oorspronklik voor ek gediagnoseer is met kanker was ek net so onder die 90 kg. So ek het bitter baie gewig verloor, my klere ek het soos 'n grys skeleton gelyk. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Baie dankie vir die saam kyk hierdie week. 'n Heerlike naweek. Ons maak Maandag weer so.